Ons almal het een, 'n lewensuitkyk. Dit is hoe jy verstaan wat goed en wat mooi en wat reg is. Jou lewensuitkyk is die bril waardeur jy na die lewe kyk. Dis daai lens waardeur jy sien en dit beïnvloed alles vir jou. Maar die waarheid is, jou lewensuitkyk of jou worldview val nie uit die lug uit nie. Jou worldview of jou lewensuitkyk word oor tyd gebou, dag vir dag en tree vir tree, en ek en jy kan 'n aktiewe keuse maak vir waarop ons lewensuitkyk wil bou. In die eerste plek is jy natuurlik welkom om jou lewensuitkyk te bou op dit wat jou hart vir jou sê. Jy's welkom om jou lewensuitkyk te bou op hoe jy voel oor die saak. Jy's ook welkom om jou lewensuitkyk te bou op dit wat jou vriende sê. Onthou jy who wants to be a millionaire? Phone a friend. Jy's welkom om jou worldview te bou op wat jou vriende sê. Jy's ook welkom om jou worldview te bou op die populêre opinie of op die kultuur daar buite. In die hele who wants to be a millionaire metafoor sal dit nou wees, ask the audience. Wat dink die meeste mense? Maar ons, vriende, moet baie versigtig wees met die ding, want jou lewensuitkyk bepaal jou hele lewe. Jou lewensuitkyk en waarop jy dit bou, bepaal wat vir jou goed en mooi en reg is. Jou lewensuitkyk bepaal wat vir jou reg is en wat vir jou verkeerd is. Dit bepaal wat vir jou waardevol is en die tipe keuses wat jy maak. Jou lewensuitkyk bepaal waaraan gaan jy tyd en geld en energie spandeer. Wat gaan jou opgewonde maak? Wat gaan jy najag? Al hierdie goed word gesien deur hierdie lens van 'n worldview, deur hierdie lens van 'n lewensuitkyk, en ek moet met jou eerlik wees. Persoonlik wil ek nie hierdie tipe ding oorlaat aan die gevoelens van my hart nie. Jy sien, baie mense sal verskriklik maklik vir jou sê, man, volg net jou hart. Doen net wat jou hart vir jou sê. Maar ek moet jou eerlik wees, ek dink is besonder 'n slegte raad. Want die hart is 'n bedrieglike bogger. Die hart wil maar hê wat die hart wil hê, en wat die hart wil hê en wat vir jou goed en mooi en reg is nie noodwendig dieselfde ding nie. Wat die hart wil hê en wat lei tot lewe is nie dieselfde ding nie. Ek onthou wat my hart wou gehad het in standaard 9 en prys die Here, ek het dit nie gekry nie. Sy het die hele tyd nee gesê. Maar prys die Here daarvoor, want wat die hart wil hê, lei nie noodwendig na lewe nie. So ek dink nie ons moet waarop ons wêreldaanskouing gebaseer is, bou op wat die hart wil hê nie. Dis swak raad. Ek dink ook nie dis noodwendig wys om die audience te vra nie. Ek dink ook nie dis noodwendig wys om na die algehele kultuur rondom ons te kyk, om te kyk wat die populêre opinie is en dan ons lewens uitkyk daarop te bou nie, want die waarheid is, die meerderheid en die massas is 'n swak bron van wat waar is en wat 'n leuen is. Die meerderheid sukkel, die meerderheid weet nie. Jesus het dit self gesê. Matteus 7, kom ek lees hom vir julle. Matteus 7 vers 13 sê Jesus, gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei, is wyd en die pad daarheen is breed en die wat daardeur ingaan is baie. Die meerderheid, die populêre opinie, die algehele kultuur is eintlik aldus Jesus, volgens wat hy sê, in die rigting op pad na 'n verderf. Die meerderheid is houtgerus op pad na die afgrond toe en stap so skapies agter mekaar aan. Inteendeel, hulle duis mekaar met die Toyotas en nie hierdie ding en nie daai ding, want dis wat belangrik is. Dis wat jy moet, dis wat jy hê. En ek sê vir jou, ek weet nie of ons enigstens moet steur aan wat die massas dink nie. Ek dink nie ons moet ons enigstens steur aan wat die kultuur dink nie, want die kultuur is houtgerus op pad na afgrond. Die kultuur is houtgerus op pad na verderf. Maar die poort wat na die lewe lei, is nou, en die pad daarheen is smal, en die wat dit kry, is min. Die algehele kultuur help niks.
Die algehele kultuur sê, vry in die bondel. Wie het al dit gehoor? My aunties het dit gereeld vir my gesê. So, hoe gaan dit nou met die liefde? Het jy 'n meisie in jou lewe? Nee, Tannie, ek's rond. Ek's ewe hoog as wat ek wyd is. Dis nie maklik om 'n meisie te kry in hierdie toestand nie. Maar hoe gaan dit met die liefde? Nee, Tannie, is nou niks nie. Skaam, rooi pysies, aaklige aangesig om te aanskou. Maar die feit is, dan sê sy vir my, ag, vry maar in die bondel. En dis die algehele raad van die kultuur. Vry maar in die bondel. Die hartseer waarheid is net, dat meer as 50% van hulle land ook in die egskeidinghof. Die algehele kultuur sê, vat 'n wyntjie, gereeld vir die angs en die spanning en die bloeddruk. Rooi wyn is glo goed vir die bloeddruk. Die algehele kultuur sê, jy moet 'n wyntjie vat. Mens kan tog nie niks drink nie. Hoe moet mens nou ontspan? Hoe moet 'n mens nou afskakel? So wat sê hulle? Hulle sê, drink 'n wyntjie om af te skakel. Drink 'n wyntjie vir die spanning en die stres. Die probleem is net, 1 uit 5 van hulle drink ook 'n pilletjie vir die angs en vir die spanning. Die wêreld sal sê, carpe diem, seize the day, gryp elke geleentheid aan, skryf in, raak deel, raak betrokke, grootste skool, beste geleenthede, beste klap, klim in, moenie terughou nie, hokkie, nee nie net hokkie nie, kies 2, kies 3, kies 4, sit die gimnastiek in die koor en die prysuitdelings by, maak so en jaag hierdie ding na. Die probleem is net, ons almal land op 'n plek, waar ons nie tyd het vir familie en vir die Here en vir dit wat eintlik waarde het nie. Vir dit wat eintlik in ewigheid iets gaan tel nie. Jy sien, so kan ons aangaan, daar is honderde boodskappe wat hierdie gemeenskap en hierdie kultuur vir ons uitstuur, rondom seks en rondom geld en rondom sukses en wat ons kan bereik en al hierdie tipe goeders. Maar die waarheid van hierdie mensgemaakte redenasies, die waarheid van hierdie algeheel aanvaarbare waardes, is die feit dat dit los ons kinders met die gevolgtrekking. Dit los ons kinders met die konklusie dat geleentheid gaan voor God. En ek besef, hier is nie noodwendig super lekker om te hoor nie. Dit is eintlik bitter ongemaklik. Maar dis hoekom ek vanoggend ook hier omgedraai het, geweet het, ek kan nie begin preek voor ek jou nie lief het nie. Want hierdie kan baie kwaai klink. En hierdie kan soos 'n bekleierery klink. En hierdie kan voel, jy word nou vandag hier geroskam, maar ek wil jou nie roskam nie. Waarheen ek jou wil uitnooi, is 'n lewe wat lei na vrede. Is 'n lewe wat sin maak. Is 'n lewe wat op die rots gebou is. Want ons kan nie ons kinders grootmaak met die gevolgtrekking dat geleentheid gaan vir God nie. Maar hoeveel keer met ons besluite en met ons keuses leef ons op 'n manier wat ons eintlik vir ons kinders kommunikeer, God kan maar 'n bietjie wag. Wat ons kommunikeer, God is nie eintlik so belangrik nie. Jy weet, God gaan ook maar altyd daar wees, nê? Jy weet, God kan ook maar 'n bietjie wag. Jesus kan maar 'n bietjie aan 'n tak hang, want die waarheid is 'n dag is in elk geval soos 1000 jaar, en 1000 jaar is soos 'n dag. En hierdie hokkiewedstryd is net hierdie Sondag. En hierdie Boland atletiek, ons moet nie vir hom mis nie, want is net nou. So al wat jy het, is hierdie kans. Jy moet hom aangryp met alles wat jy het. Maar wat leer ons vir ons kinders? Ek weet nie of jy al ooit in 'n eiendomstransaksie betrokke was nie, maar in die eiendomswêreld is daar 'n klousule wat sê huurgaat voorkoop. En ons het daai ding in die kerk ingetrek en ons sê geleentheid gaat voor God. Ek is bereid om te aanbid as, en is 'n groot as, dit nie mooi weer is langs die beach nie. En ek is bereid om op te daag vir klein groep as, en is 'n groot as, die kinders nie koor het nie. Ek eet hierdie goed. So sien ek jou vanaand by sel. Nee, die kinders het koor. En koor ou. En
Jy nie gehoor nie, koor. O. So ons gaan nie hieroor dink nie. So ons gaan nie hieroor redeneer nie. Ons het klaar besluit. As daar koor is, dan moet Jesus 'n bietjie wag. En as daar 'n cricket social is, en as daar 'n bietjie rugby is, en as daar 'n bietjie hierdie is, en as daar 'n bietjie daai is, dan moet ons dit nou doen. Want dit is prioriteit. En dit is belangrik en ek is bekommerd. Ek is bekommerd vir wat ons kinders leer. Ek is bekommerd vir die feit dat ons kinders leer, geleenthede is wat jy eerste pursue. Ek is bekommerd vir die feit dat jy eendag as 'n ou mens op die ouete huis se stoep gaan sit en gaan verlang na kinders wat geleenthede aangegryp het oor see, want die geld is goed en geleentheid gaat voor God en geleentheid gaat voor familie. En dan gaan ons almal saam op die stoep sit en huil. Maar wat gaan ons vir mekaar moet sê? Ons gaan moet eerlik wees. Ons gaan moet eerlik wees om te sê, dis aangeleerde gedrag. Ek het hierdie kind geleer, God kan 'n bietjie wag. Ek het hierdie kind geleer dat aanbidding en worship en geestelike familie en by God wees is mooi, totdat daar iets mooiers oor die horison kom. En ek sê dit versigtig en ek sê dit met soveel liefde. Want ek wil regtig hê dat jou kinders nie net die waarheid by jou sal leer nie, maar ek wil hê dat jou kinders die waarheid by jou sal leer liefkry. Ek wil hê jou kinders moet jou sien in absolute oorgawe en aanbidding voor God, want dit is nie genoeg om vir hulle te leer dat God die enigste weg, die waarheid en die lewe is nie. Hulle moet ook by ons leer dat hy deel is van ons lewens. Hulle moet ook by ons leer dat ons onsself vir hom neerlê. Hulle moet ook by ons leer dat dit waardevol is. Dat daar in my hart niks meer belangrik is as wie God is nie. Die waarheid is, wat het ek en jy om vir God te gee? Wat kan ons vir God bring? Gaan ek en jy ons produktiwiteit na God toe bring? Kyk, ons gaan help met sy missie op aarde. Is dit wat ons gaan bring? Gaan ek en jy ons geld na God toe bring? Asseblief ouens, God maak 'n diamant as hy hom nodig het, en dan tel hy vir hom op, en hy gee hom vir 'n ou wat hom kan gebruik. Gaan ons geld gee? Gaan ons produktiwiteit gee? Wat gaan ons gee? Wat het ek en jy om vir God te gee? Al wat ons het om vir God te gee, is ons tyd en ons affection. Al wat ek het om vir God te gee, is daai innige liefde. Is my prioriteit. Al wat ek het om vir hom te gee, is eerste plek in my lewe. Al wat ek het om te gee, is Here, dit gaan net oor U. En as ek en jy daai lewe geleef kry, as ek en jy 'n bietjie losgebreek kan kry van die algehele kultuur en die sake wat ons so dryf en die dinge wat ons so besig hou en ons lewens voor hom kom neerlê vir die wins van verhouding met die Skepper van die heelal, hoe sal die lewe lyk? Die kultuur en die algehele opinie daar buite hou vir ons groot bedreiging in. Hou vir ons groot risiko in. Dis hoekom Paulus sê, Romeine 12 vers 2, moenie aan die sondige wêreld gelyk word nie, maar laat toe dat God jou verander deur jou denke te vernuwe. Miskien moet ek hom vir jou lees in die Message. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You'll be changed from the inside out. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. And unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity, God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. Elke een van ons het 'n worldview. Elke een van ons het 'n lewensuitkyk en dit bepaal ons ganse bestaan. Dit bepaal wat vir ons goed is en wat vir ons reg is. Dit bepaal waarvoor ons ja sê en waarvoor ons nee sê. Dit bepaal hoe die lewens lyk wat ons leef. En die vraag vanoggend is, waarop moet ons dan bou?
As ons besef 'n worldview of 'n wêreldsuitkyk val nie net uit die lug uit nie, maar word gebou, waarop moet ons dan vir ons so enetjie bou? Waarop moet ons dan vir ons 'n gesonde lewensuitkyk bou? Jesus het goeie raad. Matteus 7 vers 24. Ek lees vir jou. Elkeen dan wat hierdie woorde van my. En ek hou daarvan om net so bietjie te pause daar. Ek hou daarvan om net op hierdie oomblik 'n bietjie stil te staan, dat ons sal weet waaroor gaan dit. Dat ons sal weet wat die fondasie is, dat ons sal weet wat belangrik is, dat ons sal weet wat die verskil maak. Jesus sê, elkeen dan, wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man, wat sy huis op rots gebou het. Die stortreën het geval, die vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en tog het dit nie ingestort nie, want die fondament was op die rots. Vers 26, elkeen wat hierdie woorde van my hoor, en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas, wat sy huis op sand gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en die huis het ingestort en is heeltemal verwoes. Ek wil vir jou sê dat jou wêreldsaanskouing, jou worldview is gebou op een van twee goed. Hy is of gebou op die waarheid in God se woord wat die rots is, of dit is gebou op die opinies van jou vriende en van mense en van jou hart wat die sand is. En ek en jy het elke een die voorreg en die vreugde om self te kan kies waarop bou ek my lewe. Om na die kultuur te kyk en te sê ek gaan nie blindelings soos 'n skaap in hierdie wye weg al agter die massas aanstap nie. Ek gaan stop en ek gaan dink en ek gaan vra, Here, wat sê U oor bier? Is bier goed? Is dit oukei om 'n wyp te suig soos 'n groot mens dammie? Elke keer as ek 'n bietjie op my senuwees raak, omdat ek my wypie bietjie pomp. Dis soos 'n dammie vir 'n groot mens, dis om een of ander rede net sosiaal aanvaarbaar. As jy voel jy's 'n bietjie onder spanning, as jy voel jy's 'n bietjie gerattel, as jy voel jy's nie so lekker jouself nie, as jy voel jy moes eintlik 'n bietjie koeler gewees het, maar nou is jy nie, dan haal jy die groot mens dammie uit. En jy gee hom so 'n paar trekkies. En somehow is dit alright. Want die kultuur sê dis alright. Maar is dit alright? Somehow voel ek het die keuse om te besluit of my kinders gaan pak kry of nie. Somehow voel ek het die keuse om te besluit of ek gaan bier suip of nie. Wat het my die idee gegee dat ek my lewe vir 'n Here kan gee, maar tog self die Here kan bly? Wat het my die idee gegee dat ek die koning van die heelal kan volg, maar vir hom sê, so maak ek, hier leef ek, hier maak ek so, hier doen ek die. Wat het ons daai idee gegee? Ons bou op sand. Ons bou op sand. Jakobus is nog meer direk as Paulus. Jakobus sê, vriendskap met die wêreld is vyandskap teenoor God. Ons kan nie een been in die wêreld en een been by God wees nie. Jesus self sê, was jy maar koud, of was jy maar warm? Enige van daai twee kan ek mee deel, maar omdat jy lou is, gaan ek jou uitspoeg. Omdat jy in 'n manier maak asof ek die koning van jou lewe is, omdat jy in 'n manier maak asof ek die Here van die heelal is, maar tog net jou eie kop volg en jou eie ding doen en skapelings op die wye weg stap, al agter die kultuur se aanvaarbare ritmes en norms af. Ouens, ons moet baie bekommerd wees as ons inpas in die algehele kultuur van die dag. Ons moet baie bekommerd wees as ons geloof ons nog niks gekos het nie. Want as jou geloof jou nog niks gekos het nie, dan is ek jammer om dit te moet sê, dan is dit ook nie vir jou veel werd nie. Daar's 'n plek waar ek my lewe kom neerlê. Jesus sê, elkeen dan wat agter my aan wil kom. En tot op daai punt is alles opsioneel. Wil jy agter my aankom of wil jy nie agter my aankom nie? Dis 'n besluit wat net jy kan maak. Ek weet waar lewe is en ek nooi jou uit soontoe. Maar Jesus sê, elkeen wat agter my aan wil kom en besluit rustig, wil jy of wil jy nie? Maar hy sê, as jy besluit het jy wil dan moet jy.
Ek het 'n plek om te kies of ek wil volg, maar sodra ek gekies het, ek wil volg, dan verander wil na moet. Elkeen wat agter my aan wil kom, moet homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Dit is hoe dit werk. En dit gaan iets van ons kos. En my werk is beslis nie om die prys vir jou te groot te laat klink nie. My werk is beslis nie om jou bang te maak en jou die skrik op die lyf te jaag nie. My werk is om vir jou te sê, stel jy belang in 'n huis wat op die rots staan. Stel jy belang in 'n huis wat nie kan omwaai met enige wind en enige storm nie. Hoor dan wat Jesus sê en handel daarvolgens. Hierdie hele preekreeks oor apologetiek se tagline was, ons waarheid is die woord. En dis wat Jesus sê, hoor my woorde, gehoorsaam my woorde, en bou op my woorde. Wat God sê oor 'n saak, is wat saak maak. Wat die populêre opinie is nie relevant nie. Wat sosiaal aanvaarbaar is nie relevant nie. Wat God sê, is van toepassing. Ja, ek kan verstaan dat jy nie daai ou wil vergewe nie. As iemand dan dit aan my gedoen het, hy verdien nie vergifnis nie. Wie het al ooit vergifnis verdien? En wat mense dink, maak in elk geval nie saak nie. Wat sê die woord van God? Want God, hy is ons liefdevolle Vader. Hy is die skepper van die hemel en die aarde. Hy is die bron van lewe en alles wat goed is. Hy en hy alleen is God en hy is goed. En hy het seggenskap oor ons. En hy het reg oor ons. En hy kan sê wat is reg en wat is verkeerd. Wat is goed en wat is nie goed nie. Wat is mooi en wat lei na lewe en wat lei na die verderf. Hy het daai reg. Hy is oppergesag en sy woord is die bron van waarheid. Hy bepaal dit. Nie die samelewing nie. Nie wat my hartjie graag wil glo nie. Nie wat ek dink nie. Hy bepaal. Nie wat enigiemand anders sê nie. Hy bepaal. Reg en verkeerd. Hy sê vir my, ek wil nou nie grafies raak nie, maar hy sê vir my, hoeveel ek mag drink. Hy sê vir my, wie ek mag vry, en hoe lank ek haar mag vry. En hy het klaar gepraat oor daai hele storie. Hy sê vir my, weet ons lees so maklik, Dawid se storie in Psalm 23, die Here is my herder, en ons is opgewonde, want ek sal niks kort kom nie. Maar het jy al gesien wat Dawid sê? Dawid sê, die Here is my herder. Die Here sê vir my, waar om te gaan, waar om te bly, waar om te lê, waar om te staan, wanneer om op te staan, die Here is my herder. En op grond daarvan sal ek niks kort kom nie. Hy maak my, en hy laat my, en hy lei my, en ek luister vir hom. Jesus het gesê, as jy aan my woord getrou is, sal jy die waarheid ken, en die waarheid sal jou vry maak. Hy is die bron van waarheid. Hy bepaal wat goed is, en wat sleg is. Hoor wat het Jesaja honderde jare terug vir ons generasie neergeskryf. Vir 'n dag en 'n tyd soos hierdie. Jesaja 5 vers 20. Verwoesting wag vir hulle wat sê dat sleg goed is en goed sleg. Dat donker lig is en lig donker. Dat bitter soet is en soet bitter. Verwoesting wag vir elkeen wat dink dat hy slim is en homself wys ag. Verwoesting wag vir die mense wat helde is as dit by 'n gedrinkery kom. Wat meesters is in hoe jy drankies meng. Dis hulle wat omkoopgeld vat om skuldiges vry te laat. Hulle laat die boses vry uitloop en straf die onskuldiges.
Daarom sal hulle verdwyn soos strooi of soos droë gras wat brand. Hulle wortels sal opdroog en hulle blomme verlep, want hulle het die instruksies van die Here die Almagtige verwerp. Hulle het die woord van Israel, se heilige een, geminag. En daar gee Jesaja dieselfde raad as Jesus. Moenie die woord van die heilige van Israel minag nie. Hoekom het hulle verdwyn? Hoekom het die wortels opgedroog en hoekom het die blommetjies verlep? Want hulle het die instruksies van die Almagtige verwerp. Hulle het die woord van God geminag. Vriende, ons waarheid is in die woord. En ek en jy as Christene sal verbaas wees om te sien hoe baie geitjies en tierlantynkies ons aanhang wat niks met die woord van God te maak het nie. Inteendeel wat die woord van God eintlik direk teen staan. Maar ons sus onsself aan die slaap deur vir mekaar te sê, maar die kultuur aanvaar dit. Almal doen dit. Maar ek wil jou net herinner dat wyd is die weg en baie is die wat op die weg loop wat lei na verderf. En smal is die poort en min is die wat dit vind wat loop op die weg van lewe. Die weg van lewe is die woord van God. Daar is geen twyfel nie. Ek ken hoeveel mense, en ek hoop nie ek trap nou op tone nie, as hierdie jou storie is, ek kyk net, ek rig net my oë op Jesus. Maar ek praat met baie mense, wat lieflike, pragtige gelowiges is, maar hulle lewens val uit mekaar uit, want hulle wil nie hoor wat Jesus sê nie. Hulle hop van die een gebroke verhouding na die volgende gebroke verhouding, maar hulle jump in die bed na die tweede date. En ek wil nie op tone trap nie, maar dit is waar jou verwoesting vandaan kom. Die verlep van die blommetjie, die verval van die wortelsysteem, lê in die feit dat jy die woord van die Here geminag het. Lê in die feit dat jy nie wou hoor toe hy met jou gepraat het nie. Die gebondenheid wat jy ervaar, lê in die feit dat jy nie die waarheid ken en die waarheid leef, sodat die waarheid jou kan vrymaak nie, en is dierbare kinders van die Here. En ek is oortuig hulle gaan hemel toe, want hulle het hulle geloof in Jesus Christus geplaas, en ek praat nie nou van 'n works-based salvation nie, maar ek praat van goeie geredde mense wat kruip en huil by die poorte gaan aankom, want hulle wou nie die Here gehoorsaam nie. Een of ander manier het die duiwel ons weer gevang met Eva se ou triek. Die triek wat sê dat ek weet beter. Die triek wat sê ek kan besluit. Vriende, as 'n seun van God, as 'n dienaar van die Allerhoogste, as 'n bekeerling, is daar so 'n lang lys van goed waaroor ek nie kan besluit nie. Ek het klaar besluit. Daar is so 'n lang lys goed wat ek nie wil nie, want God wil nie. En ons lewe wag vir ons in die woord. Kom ons wees nie die mense wat so maklik in ons kultuur inpas dat ons dit nie eens mee agterkom nie. Kom ons wees nie die mense wat net waardevol ag, wat die kultuur waardevol ag nie. Kom ons wees die mense wat volkome vertrou op die Here. Nie op ons eie insig te staat maak nie, maar vertrou op wat hy gesê het. En dan kan ons sien hoe hy ons vooruit gaan en hoe hy ons paaie maak. En daar is nou so baie skrif waarmee ek kan afsluit. Maar seker een van die mooistes is koning Dawid se opinie rondom die woord van God. Psalm 19 sê, die woord van die Here is volmaak. Dis die enigste perfekte ding op aarde. Tweede is Maddie. Maar wat derde en vierde is, wie weet. Die enigste perfekte ding op aarde is die woord. Want God is wakker oor sy woord
om dit te volbring. God is wakker oor sy woord, om seker te maak, dat dit saamgestel is en oorvertaal is, presies soos wat hy begeer. God kan 'n boek skryf, jy sal my nie glo nie. Hy is by magte, en hy het die vermoë, hy kan 'n boek skryf, en hy het, en daai boek is in ons besit, en dit is die enigste perfekte ding op aarde. Die woord van die Here is volmaak, dit gee lewe. Die onderwysing van die Here is betroubaar, dit gee wysheid aan die wat nog onervare is. Die bevele van die Here dui die regte koers aan, dit bring blydskap. Die gebod van die Here is helder, dit gee insig. Die eise van die Here vir sy diens is goed, dit staan altyd vas. Die bepalings van die Here is reg, elkeen van hulle is regverdig. Hulle is kosbaarder as goud, selfs as baie goud, soeter as heuning, as druppels uit 'n heuningkoek. U dienaar laat hom daardeur leer. That's ek. Ja, dis ek ouens. Dis ek daai. En dis jy daai. U dienaar laat hom daardeur leer, wie dit alles onderhou. Groot is sy beloning. Groot is sy beloning. En ek kan uit my eie lewe uit getuig, groot is sy beloning. Die Here is 'n beloner van die wat hom soek en die wat hom getrou soek. Die woord van die Here. Ek wil jou aanmoedig. Moenie net vir jou kinders die waarheid leer nie. Wys hulle hoe om dit lief te hê. Moenie net vir jou seker maak jou kinders ken die Bybelstories nie. Wys vir jou kinders hoe dit lyk om in volle oorgawe voor God te stap. Mag hulle iets in jou sien, in jou aanbidding, in jou stilte tyd, in hoe jy hulle hanteer by die huis, van hoe goed ons God is. En mag ek en jy ons lewens bou, nie op wat die wêreld sê nie, nie op wat die algehele opinie is nie, maar op dit wat God sê. Kom ons bid. Here Jesus, ons het U lief. En Here Jesus, ons wil absoluut teen die gees van hierdie wêreld kom staan. Here Jesus, ons wil absoluut teen die gees van Adam en Eva in die tuin kom staan. Here, daai gees wat sê dat U wil ons net benadeel. Of daai gees wat sê dat U weet net die dag wat ons hierdie ding of daai ding doen, dan sal ons soos U wees. Here, ons kom staan teen daai gees en ons onderwerp onsself aan U liefdevolle hand. Want Here, ons het ontdek waar lewe is. Ons het ontdek waar liefde is. Ons het ontdek waar vrede is. En dit is wanneer ons 'n goeie God met volle oorgawe dien. Dit is wanneer ons 'n goeie God met volle oorgawe gehoorsaam. Nie om U guns te kan wen nie, maar omdat ons reeds U guns het, Here. Wil ons in gehoorsaamheid stap saam met U, Here. Here, sodat ons nie in die hemel moet opdaag met 'n klomp trane en kruip nie, Here, maar dat ons in die hemel kan opdaag, Here, met 'n opgewondenheid, met stories om te vertel, sodat ons Here Jesus U in die oë kan kyk wanneer ons in die hemel opdaag en herinner wees aan al die mooi wat U op hierdie aarde deur ons lewens vermag het. Herinner wees aan elke keer wat U woord waar bewys het, dat U die God is wat hom ryklik beloon, wat volgens U woord leef. Wat nie bang is om kinders aan te neem nie. Wat nie bang is om vriende te hê van die ander kleur nie, van die ander ras nie. Wat uitstap in wat waar en wat goed is. Wat nie bang is om neer te lê vir U koninkryk en vir U manier van leef nie. Wat dit geen verlies ag om nooit weer 'n sol te rook nie. Of het geen verlies ag om nooit weer 'n bier te drink nie, want ek het U gekry. En Here, ek bid dat U vir ons op elke areaatjie sal kom wys, waar ons sommer net ons eie kop volg. Ek bid, Here, dat U vir ons elke areaatjie sal kom wys, Here, waar ons net doen wat ons lus het, net doen wat ons wil, Here, en teen U wil gaan, teen U optree, Here. Here, wys vir ons die waarheid in U woord, Here. Here, maak ons oë oop en mag ons eie gedigte skryf, soos wat Dawid geskryf het. Die woord van die Here gee vir my lewe. Die woord van die Here versterk my. Die woord van die Here is my krag. Die woord van die Here is my hoop. Die belofte wat hy gemaak het, sal nie leeg na hom toe terugkeer nie. Wat hy gesê het, dit vervul hy. Sy roeping oor my lewe is kosbaar. Dis kosbaarder as goud.
Wat hy van my vra is heilig en reg. Wat hy van my verwag, bring voorspoed en seën. Wanneer hy die herder is, het ek niks om te vrees nie. Ek sal geen onheil vrees nie. Ek sal geen onheil vrees nie. Ek stap deur 'n dal van doodskaduwee, maar my Here, my God is by my, en hy berei vir my voor 'n feesmaal, sodat ek kan aansit in die aanskoue van my vyande. Die woord is waar, Here, en ek bid, Vader, dat ons diep passie daarvoor sal hê, en ek bid, Here, dat ons lewens volgens dit sal inrig. Here, gee vir ons 'n geloof wat meer werd is as die geloof van die duiwel en die demone. Here, die duiwel en die demone glo ook in U, en hulle sidder van die angs, maar dit het geen impak nie, want hulle leef dit nie. Dit het geen impak nie, want hulle het U nie leer liefkry nie. Ek bid, Here, leer ons om U lief te hê. Leer ons om in verhouding met U te stap, Here. Leer ons om naby U te wees, Here. Dis waar lewe is. Maak ons los van die kloue van die wêreld. Maak ons los van die invloed van die samelewing. Maak ons los van keeping up with the Joneses. Maak ons los van carpe diem, seize the day, gryp elke geleentheid. Maak ons los van die drank wat baie van ons vashou en skuldig hou voor U. Maak ons los van pornografie en seksuele onreinheid en elke dergelike ding in die naam van Jesus Christus. Maak ons vry, gee vir ons lewe en mag ons, soos Dawid, in die huis van die Here bly, tot in lengte van dae. Mag ons die vrede en die vreugde ken van verhouding met U. In Jesus naam. Amen.